Dit is vandag Vrydag 2 Januarie. Baie welkom by hierdie luistermeditasie in die nuwe jaar. Die skrifgedeelte waarby ons vandag gaan stilstaan, is Matteus 2 vers 13 tot 15 en 19 tot 20. Ons gaan dit lees in die 83 vertaling. Ek nooi jou vandag uit om die Christuskers aan te steek as jy een daarna by jou het, om 'n paar keer lekker diep asem te haal, jou te draai na die lig en tot rus te kom by God. Terwyl jou gedagtes so tot rus kom, dink 'n bietjie na oor dit wat nou verby is. Ek dink altyd hierdie tyd net na Kersfees en Nuwe Jaar, voel dit asof die partytjie verby is, die opwinding, die kos, die geskenke, die vreugde en die gevegte. Jy het lank uitgesien na iets en nou is dit verby. Al wat oorbly is jou reaksie. Hoe gaan ek reageer op die goeie nuus van Jesus se koms? Daarom wil ek jou vra om net vir 'n oomblik na te dink aan een of twee woorde van dit wat jy graag wil agterlaat en wat is dit wat jy graag wil vasgryp? Wat is jou woord vir 2026? Here God, dankie dat ons in hierdie tyd kan vier, dat ons nie gered is deur 'n boodskapper nie, maar 'n goddelike teenwoordigheid in vlees en bloed. Here, ek kom bid vir die seën, sodat ek kan bewus wees van die teenwoordigheid, want ek het dit nodig, sodat my hart kan oop wees om te kan ontvang wat U gee. Here, mag U woord nou vlees word in my lewe. Die dag is nuut, die jaar is nuut. Laat U genade ook in my ontvou, sodat ek ook nou nuut gemaak kan word. Matteus 2 vers 13. Nadat die sterrekykers vertrek het daar 'n engel van die Here in 'n droom aan Josef verskyn en gesê: "Staan op, neem die kindjie en sy moeder en vlug na Egipte toe en bly daar totdat ek jou sê om terug te kom, want Herodes is van plan om die kindjie te soek en hom dood te maak." Josef het toe opgestaan en in die nag die kindjie en sy moeder geneem en na Egipte toe vertrek en daar gebly tot die dood van Herodes. So is vervul wat die Here deur 'n profeet gesê het: "Uit Egipte het ek my seun geroep." Vers 19. Na die dood van Herodes verskyn daar 'n engel van die Here in 'n droom aan Josef in Egipte en sê: "Staan op, neem die kindjie en sy moeder en gaan terug na die land van Israel toe, want die mense wat die kindjie se lewe gesoek het, is dood." Hierdie is 'n bekende verhaal oor Jesus en tog is dit eintlik nie een van die gewilde verhale wat ons maklik vir mekaar vertel nie. Wat het jy vandag in hierdie verhaal gehoor? Watter woord of gedagte het met jou gepraat?
Die verhaal van Josef en Maria wat vlug na Egipte, herinner mens ook aan die storie van Moses. Moses wat ook gevlug het vanaf 'n woedende koning. Ons lees ook in daardie verhaal van 'n koning wat seentjies doodmaak. En dan op die ou end wat groot word in 'n ander land en terugkeer om mense vry te laat. Ek wonder of ons soms die hardheid van hierdie storie mis, veral die vlugtelinge, die slagting van onskuldige mense en kinders, die vrees om hierdie storie te vertel en kinders dalk bang te maak, maar ek dink is eintlik volwassenes wat ontstel raak. Maar as ons die verhaal van vlug na Egipte lees sonder die vervolging en die realiteite daarvan, dan laat ons dit klink soos 'n vakansiedag. Daar is niks eenvoudig daaraan om te vlug vir jou lewe nie. En ek wonder so vroeg in die nuwe jaar as ons nadink oor wat dit beteken om 'n vlugteling te wees, reg oor die wêreld, hoe pas Jesus in daardie verhaal? Dat God by ons woon midde die geweld en die ongeregtigheid. Beide om ons lewe te gee, midde die dood, en om ook die boosheid te kan teenstaan. Dis dalk hoekom ons hierdie teksgedeelte saam met duisende Christene reg oor die wêreld hierdie tyd van die jaar lees, om Jesus nie sentimenteel te maak nie, en so uit ons daaglikse ervarings en lewe te verwyder nie. Die stryd tussen goed en kwaad is nie 'n kosmiese stryd tussen die sterre nie. Dis reg hier in ons harte. En God is altyd deel van die slagoffers, nie die gewelddadiges nie. Hy is by die vlugtelinge, nie die gevestigdes nie. Hy is by die kwesbares, nie die magtiges nie. Dit is die ware kind in die krib. God, die veragte, die hawelose, die vreemdeling, maar die bron van alle mag, liefde en krag. Om God op hierdie magtelose manier te sien, maak dalk ons oë oop vir God se genade op 'n nuwe manier. Waar is jou Egipte? Hoe vergesel God jou op hierdie reis? Ek glo ons wil almal in hierdie jaar vir Jesus met alles in ons volg. Hebreërs praat van Jesus as die pionier van ons geloof. Mag jy daarom onthou dat jy nie 'n nuwe pad hoef oop te breek nie, maar dat jy kan volg waar Jesus reeds gestap het. Mag jy die moed hê om nie te begin, om te word wie jy reeds is, vandag en elke dag wat kom. Mag jy dit sien as 'n kans om te vergewe en vergewe te word, en weer nie te begin. Soos jy die jaar wat verby is laat gaan, mag jy in jou vryval ontdek dat jy vasgehou word deur die ewige liefde, wat eeue lank nog altyd op pad was met jou, en wat jy sal dra tot die einde. En daar is niks sentimenteel aan dit nie. Dit is die diepste werklikheid wat ons vashou. En soos die toekoms voor jou uitstrek op jou reis, mag jy altyd weet dat jy reeds is waar jy moet wees. Mag jy elke dag nie net weet dat jy geliefd is nie, maar daardie liefde ook vertrou. Mag jy jou vryheid vier, die vryheid om jouself elke dag te probeer bewys. Mag jy die geskenk van God se genade nie net bewonder nie, maar ook toeëien as vir jou bedoel. Mag jy weet wat dit beteken om Jesus te volg deur liefde en in die lyding van hierdie wêreld. En onthou, die hele jaar gebeur nie op een dag nie. Daarom wees in hierdie oomblik. Wees in nou, kies vir nou, nie ergens in die toekoms in 'n ander tyd of plek nie, want dit is hier en nou waar God is. Hier is die ewigheid 'n werklikheid.
Wat het vandag in jou binneste beweeg tydens hierdie meditasie? Praat met die Here daaroor. Here God, U wat die skepper van alle sienlike en onsienlike dinge is en gesê het, laat daar lig wees. Ek bid dat hierdie lig my lewe sal verlig hierdie jaar. Dankie dat ek op grond van U genade vandag opnuut my geloof in U kan bely. Dat ek glo in Jesus Christus, die ware lig wat na die wêreld toe gekom het, wat in die duisternis skyn en nie daardeur uitgedoof kon word nie. Heilige Gees, wees vandag die lig op my pad, die wysheid in my keuses, verhelder my gedagtes en vul my met die ligtheid van U lig, sodat ek ook lig vir die wêreld kan wees. Amen.